Goeiedag en hartlik welkom by NG Vera Park se digitale bediening. My naam is Morne Jacobs en hierdie week gaan ons kyk na Bybelstudie uit Psalm 32 uit. Ek gaan weer eens nie die Psalm lees nie. Jy is welkom om so te doen in jou eie tyd. Ons gaan 'n bietjie vandag kyk na van die teologiese temas wat ons kry uit Psalm 32, na 'n kort opsomming van die Psalm. Ons gaan ook 'n bietjie kyk na van die literêre kommentaar oor die literêre genre ensovoorts en dan ook 'n paar vrae waaroor jy kan dink aan die hand van hierdie Psalm. Die erediens word ook op ons YouTube kanaal uitgesaai. Jy is ook welkom om die diens te kom bywoon. Sondag het ons eerste nagmaal viering van die jaar wat natuurlik ook na die diens ons gemeente braai. Jy is welkom om dit by te woon en saam met ons te kuier na die tyd. Nou, Psalm 32, jy sal sien in die onderskrif staan daar dat dit 'n Psalm is van Dawid, 'n maskiel. Nou, maskiel beteken dat dit 'n stuk onderrig is of 'n instruksie oor en daarom word dit in baie opsigte ook as 'n wysheidspsalm geklassifiseer. Bietjie meer oor die klassifisering van die Psalm bietjie later. Nou, die pad of die verloop van refleksie wat die psalmdigter in hierdie psalm oor gesels, is van skuld tot belydenis, na vergifnis, wat oorgaan na vreugde en uiteindelik uitloop op die deeg van leerbaarheid. Leerbaarheid is verskriklik belangrik, nie net wat ons sien in hierdie psalm nie, maar vir ons verhouding met die Here, om ons verbintenis met God te vier, beteken dit dat ons leerbaar moet wees vir God se onderrig. Nou, te begin met 'n saligspreking. Gelukkig of geseënd is die mens wie se sonde vergewe is. Nou feitelik sê die Psalm wie se sonde nie toegereken is nie. Wat interessant is hiervan is, ons sien nie dat die psalmdigter sê dat die straf van die sonde of die gevolge van die sonde weggevat is nie, maar die sonde op sigself, die oortreding op sigself. Ons kan dit vergelyk, so sê nou maar, iemand steel 'n uitveer en in plaas daarvan dat hulle nou by skool 'n detensie moet sit of 'n versuim moet kry, met ander woorde, dat net die detensie of die versuim weggevat word die oortreding op sigself weggevat. Die oortreding self, en daarin sien ons die genade in hierdie psalm. Nou, genade is 'n interessante term. Ek dink 'n term wat ons in vandag se tyd nie altyd reg verstaan nie, want sien, ons dink dikwels dat genade beteken dat ons nie gevolge hoef te dra van ons skuld nie, maar genade lê daarin dat ons guns vind in God se oë. Dit is ook die oorspronklike vertaling van die woord genade beteken om guns te vind in iemand se oë. En in die wêreld van die Ou Testament was genade nie iets wat jy voor kon vra nie. Jy kon nie na die koning in die eerste plek, dit was iets wat jy nie kon kry van iemand wat onder jou is in die samelewing nie, jy kon dit net kry van iemand wat bokant jou is in die samelewing. So sal jy byvoorbeeld sien dat party mense guns sal vind in die koning se oë. Die koning kan genade gee, kan guns bewys aan iemand anders. Jy kan nie daarvoor vra nie, jy kan dit net ontvang. Jy kan nie na die koning toe gaan en sê, wel, ek en jy sit nou nie langs dieselfde vuur nie en ek wil kom en ons op dieselfde bladsy kry nie. Nee, dit kan net van die koning se kant afkom. Nou wat interessant is die psalmdigter reflekteer op dit wat hy ly. En dit is belangrik dat ons hierdie psalm ook lees in lydenstyd, die tyd in die kerklike jaar waarin ons nou is. Ons het Aswoensdag gehad, Woensdag wat verby is, en Sondag is dan nou die eerste lydenssondag. En wanneer ons dink oor lyding, dink ons baie keer net daaraan in terme van wêreldse of lyding in die opsig van gebrokenheid wat ons moet verduur, of dit nou siektes is en of dit nou dinge is wat nie goed gaan met ons nie, of dit nou ekonomiese hardskap is of werk wat ons verloor of gesondheid. Maar lyding hierso is 'n dieper refleksie oor ons verbintenis met God. Hy praat hier oor die lyding wat hy verduur as gevolg van sy
sonde. En dan sê hy het toe hy stil gebly het oor sy sonde, stil gebly het oor sy skuld, hoe dit hom fisies, innerlik en eintlik liggaamlik het dit hom opgedroog, dit het hom uitgeput. Hy het verbrokkel gevoel. Dit laat my dink aan Efesiërs 4 waar Paulus sê ons is verbind in liggaam en gees. En interessant genoeg in die sosiologiese navorsing wys dit ook in die moderne wetenskap eintlik hoe gevoelens van skuld, gevoelens van regret en as jy dit met jou saamdra en dit nie bely nie, hoe dit jou angs laat opskiet in die hoogtes in. En angs is nie net 'n geestelike of 'n iets wat in jou kop of in jou hart jy mee saamdra nie. Dit affekteer jou liggaam. Hoe jy asemhaal, jy haal meer oppervlakkig asem, jou spiere trek saam, jy ly liggaamlik, nie net emosioneel of geestelik nie. So hierdie verbintenis, hoe die psalmdigter sê dat dit sy hele wese uiteindelik laat opdroog wanneer hy nie sy skuld bely nie. En dan die keerpunt wat kom wanneer hy openlik bely en God vergewe. So die psalm brei dan verder ook uit na die gemeenskap toe. Nie net reflekteer die psalmdigter oor sy eie skuld nie, maar hy maak 'n uitspraak oor ons gemeenskaplike verbintenis, dat hierdie eintlik vir almal geld. Hy sê elkeen wat God soek, moet bid en skuil by hom. Met ander woorde, ons kry nie net vergifnis nie, maar die lyding wat ons verduur as gevolg van ons sonde skuld. Ons kry nie net vryspraak by God nie, ons kry beskerming by God. Ons kry genesing by God. Baie genesingstaal wat in hierdie psalm gebruik word en ons gaan in die erediens bietjie juist daarop fokus. Nou, God word hier uitgebeeld as 'n skuilplek wat mense omring met liedere van bevryding. Wat met ander woorde sê in ons aanbidding, hierdie liedere van bevryding is wanneer ons in die liturgie of in ons daaglikse lewe God dank, om loof in hoe ons leef, dan gee God vir ons 'n skuilplek en ons vier eintlik daai skuilplek wanneer ons God aanbid. Die slot van hierdie psalm roep ons op tot leerbaarheid, daai baie belangrike vers 9 wat sê ons moenie hardkoppig wees nie, soos 'n perd wat weier om gery te word. Ons moenie hardkoppig wees nie. En dan eindig dit met 'n tipe van 'n wysheidskontras, waar hy sê die goddelose se pad bring baie smarte, maar die mens wat op die Here vertrou, word omring deur troue liefde en daarom juig die regverdiges. En dis hoekom ons hierdie psalm baie keer klassifiseer as 'n wysheidspsalm, want die twee maniere van leef, die paaie tussen die goddelose en die een wat verbind is aan God, word hier teenoor mekaar gestel. Baie soos Psalm 1, wat ook 'n wysheidspsalm is, wat onderrig en sê maar hier's twee maniere van leef, die een wat saam met God leef en die een wat vervreemd is van God. En hoe eintlik wat hy sê is die een wat nie regverdige, die onregverdige, die een wat nie God ken nie, krimpeer onder sy sondeskuld, want hy het niemand teenoor wie hy dit kan bely nie, niemand wat hom kan verlos daarvan nie, wat hoop gee en wat uiteindelik sê maar die lewe van die regverdige is 'n lewe van hoop, dis 'n lewe van vryheid waarin ons skuilplek by God kan vind. Nou van die teologiese temas of die kernlyne wat ons in hierdie gedeelte raak sien is saligheid, vergifnis, ware geluk wat lê in God se genade en nie selfregverdiging nie. Baie belangrik, ons kan nie onsself regverdig nie, ons kan nie onsself red nie. Dit hou baie nou verband met ons gereformeerde teologie natuurlik. As ons gaan dink in die Heidelbergse katekismes, gaan die eerste gedeelte juis oor dit begin by die mens se gebrokenheid. Dit begin by die mens se sonde en ellende. En vanuit 'n plek waar ek my sondeskuld aanvaar,
vier ek die verbintenis van God wat my salig maak. Ek kan nie myself verlos nie. Ek kan nie myself vergewe nie. God moet my vergewe. Ek is afhanklik van God se vergifnis en binne in daardie verbintenis stel dit my in staat om my naaste en ook myself uiteindelik te vergewe. Dan bring dit ons by belydenis en genade. Nou baie belangrik, ons moenie hierdie Psalm lees as 'n resep tot saligmaking. Met ander woorde, okay, so ek moet net bely en as ek bely, dan kan God my vergewe nie. Met ander woorde, ons moenie dink dat God afhanklik is van ons belydenis nie, want dan sien ons nie die genade raak nie. Okay, so wanneer ons hart oopmaak om God se genade te ontvang. Nou is die vraag hoe? Hoe maak ek my hart oop om God se genade te ontvang, om sy vergifnis en sy beskerming van sonde uiteindelik te ontvang. En dan gee God vir ons hierdie genadegawe wat ons belydenis noem. So wanneer ek my skuld bely, dan bely ek ook my geloof in God wat my gaan vryspreek en vrymaak van my sondeskuld. Nou hierdie nie toerekening van sonde, nog 'n kernteologiese lyn hierso. God reken nie ongeregtigheid toe nie. Dit is 'n baie belangrike sleutelgedagte vir die evangelie van genade en Paulus verwys terug na hierdie Psalm toe in Romeine 4 en Romeine 5 wanneer hy juist praat oor en leer oor die saligheid wat ons vind in God. Hierdie is nie, jy weet, 'n get out of jail free card, ons kan net maar gaan doen wat ons wil nie. Maar dit gaan uiteindelik oor die goeie nuus van God en in hierdie verbintenis waarin ons genade uiteindelik ontvang. Nou, 'n baie belangrike element hiervan bring ons na integriteit toe. God se vergewing word verbind aan waarheid en eerlikheid vir hom. En dit bring ons terug na hierdie ding toe van ons kan nie net belydenis gebruik as 'n manier om uit die sonde uit te kom nie, maar die integriteit van hierdie oop, eerlike gebrokenheid om onsself te ontbloot voor God en te sê, hier is ek in my gebrokenheid. En daardie absolute integriteit van die belydenis is uiteindelik wat ons in staat stel om die genade te ontvang. En net so 'n bietjie oor Sondag. Ons gaan 'n bietjie praat oor hoekom dit so moeilik is vir ons om genade te ontvang. Ons het 'n bietjie al klaar gepraat oor God as skuilplek. Dit is 'n baie mooi godsbeeld wat hierdie Psalm vir ons gee, dat ons beskerming by God vind. En ek dink baie keer dink ons ook aan beskerming in terme van wêreldse of liggaamlike of in terme van siektes of sekuriteit. Hierso gaan beskerming by God baie dieper as sekuriteit teen die lyding van die wêreld. Beskerming gaan en die veiligheid wat ons by God vind, gaan oor ons sondeskuld. Ons hoef nie hierdie las saam met ons te dra nie. God gee vir ons die veilige ruimte om openlik ons hart voor hom te kan oopmaak. Dan natuurlik leerbaarheid en leiding. Hierdie vergifnis lei na 'n nuwe pad. God onderrig, lei en vorm. Dit sien ons in vers 10 waar God sê, ek wil jou leer, ek wil jou lei, ek wil jou leer wat goed en wat reg is. Ons kry nie net vergifnis van die verkeerde goed wat ons op hierdie slegte pad gebring het nie. Ons kry die geleentheid om 'n nuwe pad te stap. Die genade gaan aan om te sê, maar ons kan leer om nie weer op hierdie plek te wees nie, om nie weer onder hierdie lyding van die sonde te leef nie, 'n nuwe pad wat ons saam met God kan stap. En nou, net om dit weer eens te beamoen, die gemeenskapsdimensie. Hierdie is nie net 'n persoonlike, individualistiese ding nie. Die persoonlike herstel word 'n uitnodiging vir die geloofsgemeenskap om saam te bid en te juig. Dis hoekom ons, en ons gaan dit Sondag weer eens die geleentheid hê om ons skuld gemeenskaplik te kan bely. Met ander woorde, dit is nie 'n selfgesentreerde belydenis om onsself net los te maak van ons gewete nie. Dis 'n gemeenskaplike viering van ons geloof en bevryding in God. En dan uiteindelik die twee lewenspaaie, smarte van hardkoppigheid teenoor vreugde van vertroue. Dit is waarop dit uitloop, is die hardkoppigheid is verskriklik selfsugtig en selfgerig. Ek wil nie, ek gaan nie, ek gaan vir myself en hoe jy eintlik ly
as gevolg van daardie hardkoppigheid teenoor die vreugde van vertroue in die skuilplek by God. Nou, daar is 'n baie interessante toon as ons net so 'n bietjie praat oor die literêre kommentaar. Dit laat my altyd dink as ons in Afrikaans in matriek en in hoërskool dan analiseer en ontleed jy hierdie gedigte en dan baie wat ons daaruit kan kry en ons het die voorreg om hierdie psalm te kan lees, nê. 'n Psalm wat eintlik en ons gaan 'n bietjie praat daaroor Sondag. Hierdie psalm is eintlik 'n ritueel. Dit is iets wat hulle gebruik het in die tempel en later ook in die sinagoges. En daar's eintlik 'n element van dank hierin. 'n Dankpsalm, wysheidsonderrig. En hierdie psalm is nie bedoel vir persoonlike refleksie nie, maar om ander te leer. Die digter reflekteer oor sy eie pad met die intensie om ander te leer van hierdie verskillende twee paaie. Daar's 'n interessante struktuur en bewegings in vers 1 tot 2 die saligsprekinge. Vers 2 die stilbly se koste, die lyding as gevolg van die wegsteek van die sonde, wat ons in vers 3 tot 4 kry. Dan die belydenis en die vergifnis in vers 5 en in vers 4 die gemeenskapsoproep, God as skuilplek in vers 6 tot 7 en dan in vers 8 en 9 die onderwysing en die waarskuwing, wat sê die waarskuwing teen hierdie hardkoppigheid om te sê maar daar is ook gevolge as ons nie net liggaamlik gaan ons hierdie lyding moet verduur nie, maar die pad wat dit vir ons inhou as ons nie doen nie. En dan die slotkontras hier in vers 10 tot 11 met die lof, die dankbaarheid, die aanbidding, die eer wat ons aan God kan gee, van waarin ons hierdie genade uiteindelik vier. Die beelde wat gebruik word hier is so mooi, die bene wat wegdeur, die krag wat opdroog, die groot waters, die skuilplek, die omringing van troue liefde. En dan ook die karakterontwikkeling, die ek wat gaan van gebroke stilte na openheid, na herstel, na aanbidding, na onderrig, na ander toe. En daar's was 'n paar intertekstuele resonansies, so vir interessantheid kan jy ook gaan kyk na Psalm 51, so ook Spreuke 28 vers 13, Romeine 4 en 1 Johannes 1 vers 9. Ons sien die rykheid van hierdie onderrig wat ook weerklank vind verder in die Bybel en ook hoe Nuwe Testamentiese skrywers terugkom na die deugde en waardes van hierdie psalm. Ten slotte net 'n paar vrae vir refleksie waaroor jy kan dink. Gaan kyk bietjie na Psalm 32 en kyk watter gedeelte jou die diepste tref en vra jouself hoekom. Waar resoneer jy? Is jy soos die hardkoppige perd of is jy meer soos die persoon wat in dankbaarheid leef? Waar sien jy jouself op die stadium van jou lewe in hierdie psalm? En dan dink bietjie oor wat hierdie psalm bedoel met stil bly, die wegsteek. Hoe lyk dit vandag? En dink bietjie verder as net jou verhouding met God. Dink aan jou verhouding met jouself, met jou medemens. Wat is daar wat jy wegsteek, wat jy wil van ontvlug? En wat is die gevolge daarvan? Ook nie net vir jou nie, maar ook vir die mense met wie jy jou lewe deel. En dan ook hierdie dinamiek, die versteek wat ry na innerlike druk en die uitputting. Waar sien jy dit in jou eie lewe en waar het jy nodig om te bely, om los te kom hiervan? En dan ten slotte, wat is vir jou die verskil tussen skuldgevoel en belydenis? Almal van ons het al hierdie skuldgevoel gehad, hierdie gewete wat ons pla oor 'n ding. En hoe anders as dit, hoe kontras dit met belydenis? Uiteindelik, hoe kan jy hierdie boodskap vier in jou eie lewe? Daar waar jy beweeg in jou verbintenis met God, om uiteindelik ook 'n lewe van dankbaarheid te leef in hierdie veilige ruimte wat God vir ons gee, sy genade wat ons omvou met troue liefde. Mag jy 'n geseënde week hê. Ons sien jou dan Sondag by die erediens waar ons dan gaan bietjie dieper kyk na hierdie psalm en hoe dit uiteindelik hierdie belydenis vir ons ritueel gee om nader te kom aan God. Mooi week verder. Totsiens.